Dis ons Moedersdagdiens en ek het gedink ek wil so 'n bietjie oor dit praat en so 'n bietjie spesifiek op dit fokus. En ek gaan so 1 of 2 skrifte met julle deel, maar ek glo daar's iets spesifieks wat die Here graag vandag so 'n bietjie met ons maas wil doen. Is ek en Karen was so 2 weke terug, is ek en sy vir my verjaarsdag is ons bietjie hier af na die Galagadi toe. En so 'n paar dae daar spandeer en ons boek by 'n verskriklike lekker lodge in. En ek het 50 geword en ek weet nie of julle weet nie, maar wanneer jy 50 word in die Bybelse term, dan is dit die jaar van Jubilee. In ander woorde, dit beteken dis 'n jaar wat herstel word, wat ooit by jou gevat is, by jou gesteel is, as daar skuld is, dan word die skuld afgeskryf. Dis 'n Joodse beginsel gewees. En in ons spottergewys gaan ons soontoe nou en ons gaan nou 'n bietjie kamp, vat ons trailer met ons tent op en hier sleep ons af soontoe. Ons kom daar en ons slaap die eerste aand by 'n verskriklike lekker plek en ons is vir 2 dae in die park en ons kom uit en ons ry terug want ons is op pad toe Grabies toe, daar na die watervalle toe. En ons ry toe nou net so 60 km van die park af en is laat die middag, so ons gaan net gou oorslaap en dan die volgende oggend vroeg sal ons nou verder ry. En toe ons by die park aankom, of by die lodge wat ons moet bly, stap ons in en ons groet die ouetjie vriendelik en gesels en met die op pad soontoe, laat weer die mense ons waar ons by sou gekamp het, by die Grabies, dat die Oranje rivier het afgekom, alles het weggespoel, hulle kan ons nie meer akkommodeer nie. So ek sê toe vir die ouens by die plek wat ons nou is, hoorie man, het julle nie dalk vir ons 'n ekstra aand beskikbaar nie? Ou is op sy komputertjie besig. Hy sê nie, is reg, ek het vir julle 'n ekstra aand beskikbaar. Ek sê, okay, ek wil net seker maak, ek en Karen sal gaan praat, wil ons nog ekstra bly? Dis 'n verskriklike mooi plek, is baie nice. So ons gaan tent opslaan en dan sal ons nou sien hoe gaan dit. Ek weet nie wie van julle was al in die Kalahari gewees nie. Maar yes, ouens, daar's 'n rede hoekom hulle daai liedjie geskryf het, daar ver in die ou Kalahari. Dan maar bitter mooi, né? En ons stap uit die ontvangsarea uit en die ou gee vir ons die sleutel. En hy sê, meneer, julle blyplek is daai kant. En hy wys so daar na 'n chalet toe. Ek sê vir hom, nee man, jy het my verkeerd. Ons het geboek vir 'n staanplek. Ek dink is cheap, want is R510 'n aand vir 'n staanplek. Verskriklik mooi. Hy sê nee, meneer, hy sê ek het besluit ek wil julle upgrade na een van ons luxury lodges toe. Nou hoor Karen dit nie. Hy sê dit vir my, né? Nou moet jy onthou ons gaan kamp. Nou roep ek vir Karen, ek sê vir jy sien wat sy so, loop saam met my, hier loop ons in hierdie luxury lodge. Hy gee vir ons die lodge vir dieselfde prys as wat ons betaal vir die kampplek. Die lodge kos so R1800 'n aand, die chaletjie om in te bly, né? Nou kom Karen ingestap, waar is hy? Is hy daar? Nou kom sy daar ingestap, nou blink hy oogies. Sy sê, het jy dit vir my gereël? Yes, nou staan ek daar, nou dink ek, ek kan punte hier skoor, nee. Nou los ek dit laat dit so hang vir 'n oomblik, laat sy nou maar in verwondering staan. En ek besluit nie, die eerbare ding is nou maar seker om die waarheid te praat. Ek sê van nee, ek weet nie hoekom jy met die ouetjie besluit te upgrade ons. Die simpel storie wat ek jou probeer vertel is dat sonder dat daai ouetjie besef het, ek word 50 jaar, herstel die Here vir ons en die Here gee ons daai tipe guns. Dis sommer 'n simpel ding, maar dis iets amazing, né? So ons bly toe so lekker dat ons sommer vir 3 aande daar bly. Maar hoekom vertel ek dit vir jou? Wil ek jou nou jaloers maak of jy sê hoe lekker ons aftyd was? 'n Interessante ding gebeur. Ek en Karen sê die een oggend die weer verander so. Skielik word dit net ijskoud. En ek kan nie uitgaan, ek kan nie rondry nie. Ons gaan sit binne. Hulle het so 'n verskriklike mooi area waar jy kan sit op die lekker leer couches. Hulle het 'n lekker vuurmaakplek. Daar's hierdie dik boeke oor die natuur en oor die Kalahari wat jy kan sit en lees. En ek en sy gaan sit daar, sy gooi toe met 'n kombersie. Nou sit ons soos ou mense. Nou sit ons daar. Nou het ons hierdie ongelooflike, dit is net lekker. Die weer is koud, dit is reënerig. En terwyl ons daar sit, kom maar so 2 kappels ingestap. En hulle gaan sit by die kroeg. En hulle begin gesels.
Nou kan jy hoor, hulle is op pad iewers heen, so hulle is nou jolig, hulle is nou opgewonde, hulle gaan park toe en hulle begin gesels en vir een of ander rede draai hulle gesprek en hulle begin praat oor wat is die regte woord om te gebruik? Swangerskap. Nee, hulle sit en praat oor swangerskap. Nou, jy weet hoe dit is as jy in so 'n venue is, jy's met jou eie ding besig, maar jy tel op wat ander mense doen, net so in die onderbewussyn hoor jy wat hulle sê. En ons lei toe af, dit klink vir ons asof hierdie 'n paar mediese studente is, wat nou een of ander tyd afgeswat is, wat nou sit en praat hulle met mekaar oor alles wat hulle geleer het. En onder andere, kom deel van die gesprek kom op, en hulle praat oor, wat gebeur wanneer 'n vrou geboorte skep? En die een meisiekind maak 'n stelling, en sy sê, dat hulle is met bevindings besig en hulle reken, dat daar een of ander hormoon is wat 'n vrou afskei. Dat wanneer sy deur die proses gaan van om 'n kind in die wêreld in te bring, dat daar iets in haar liggaam is wat haar afskei, wat haar help om te cope, dat die pyn nie so oorweldigend is, dat sy daar vir haarself sê, ek doen hierdie ding nooit weer nie. Ja, ek weet nie van nog maas is wat so voel nie, nee. En nou spits my ore, ek is nou geïnteresseerd oor wat hulle sê. En die gesprek loop en dit kom daarop neer dat sy sê dat en ons almal weet dit dat as mans moes baar, sou elke huisgesin net een kind gehad het. Amen. Kyk, ons mans is nou maar net sissies wanneer dit by daai tipe ding kom, nee. Maar daar's 'n amazing ding wat gebeur in die Bybel praat daaroor, en ek wil julle kan dit vanaand saam met my lees, as julle so toe sou wou blaai. Dis 'n gedeelte in Johannes 16. Johannes 16 hier vanaf vers 21. Hy sê, 'n vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, oor die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. It's amazing, dat deur daai pyn, deur daai seer kry, die oomblik wanneer jy daai dingetjie in jou arms vashou, en jy hoor hoe hy sê, twang, dan gebeur daar iets met 'n ma, met 'n vrou, wat vir daai oomblik vergeet sy van wat sy nou net deurgegaan het, want hierdie ervaring van hierdie kleintjie wat in jou arms is, daai dingetjie wat binne in jou gegroei het, wat nou joune is, wat nou gemanifesteer het, wat hier is, die blydskap van daai kind wat gebore is, sê hy, dat sy vergeet van haar benoudheid, sy vergeet van haar pyn. En ek in hierdie storie hang in my kop, dit hang in my kop die hele tyd oor wat hierdie girl gesê het. En ek besef, dit is so, die fisiese pyn om te baar, om 'n babietjie in die wêreld in te bring, is 'n verskriklike pyn, dit is baie seer. Maar terwyl ek dink en voorberei vir wat ek graag op Moedersdag wil sê, begin ek net voel die Here praat met my oor dat daar is 'n ander tipe pyn wat maas het, wat niemand anders verstaan nie. Daar's 'n pyn wat maas mee rondloop, wat hulle mee moet deel, wat ons as mans, en die wat nog nooit kinders gehad het, nie sal verstaan nie. Dis 'n pyn wat gekoppel is aan geweldige liefde. As daai koneksie nie daar was nie, as daar nie die koneksie was tussen die ma en die kind, as daar nie daai geweldige liefde is nie, want as jy vir enige ma sal vra op daai oomblik, hoorie, wat sal jy gee as daai kind van jou op die dood lê?
Hy het kritiese nier nodig, hy het krities iets nodig. Daai ma sal enige iets doen vir daai kind. Daai babatjie het nog niks gedoen om hy liefde te verdien. Daai liefde is net daar. Dis deur God binne in hulle wese ingedeponeer. Dis hoekom ma's letterlik hulle lewens sal gee vir hulle kinders. Maar daai pyn wat ek van praat, gaan ek nou bykom, maar is gekoppel aan hierdie geweldige liefde wat daar is. En hierdie liefde wat 'n ma het, gebruik God in die woord wanneer hy praat oor hoe hy oor sy kinders voel. Daar's 'n gedeelte in die Bybel waar Jesus op die kol kom, net so voordat hy gekruisig is, kom hy en hy gaan staan in Jerusalem, en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hy sê, hoeveel keer wou ek julle nie, soos wat 'n hen haar kuikens by mekaar trek, wou ek dit met julle gedoen, ek wou julle so onder my vlerk ingebring het. Hy gebruik 'n hen, 'n ma, as 'n voorbeeld om te beskryf hoe besorgd hy is oor sy kinders. En hierdie pyn is wat ek vanoggend so 'n bietjie op wil vashak. Ek wil so 'n oggend bietjie oor dit gesels. Want hierdie selfde bonneltjie, hierdie selfde mensies wat jy in die wêreld ingebring het, sonder dat jy dit besef en sonder dat jy weet, is daar 'n ander pyn wat vir 'n ma wag. Soos wat daai kleintjie groot word. En ek wil vanoggend vir jou so, ek gaan vir jou so 1 of 2 videoklips speel, want dit gaan dit vir my baie mooi saamvat, dat jy kan verstaan wat ek probeer sê. In die gedeelte wat ek nou vir jou wil speel, is 'n gedeelte wat met Maria gebeur. Ons hoor hierdie groot voorreg wat sy gehad het, die engel het aan haar verskyn en van gesê, jy gaan 'n kind in die wêreld bring, hy gaan 'n verlosser wees, hy gaan mense van hulle sondes vergewe, hy gaan al hierdie awesome goeders doen, maar dan is daar 'n gedeelte wat baie min van ons raak lees, vir wat daar vir Maria gesê is, oor hierdie babatjie wat sy gaan baar. En ek gaan dit vir jou sommer lees, jy hoef nie soontoe te blaai nie. Dis 'n gedeelte in Lukas 2, hy sê die volgende, en sy het met hierdie klein seentjie, sy het met Jesus aangekom by die tempel, nadat hy gebore is, en daar is hierdie man, en hy praat, dis Lukas 2 van vers 35 af, en hy sê, en Simon het hulle geseën, en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en tot 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes van baie harte geopenbaar kan word. Hy sê van dat hierdie kind wat vir jou gestuur is om die wêreld te red, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. In ander woorde, jy gaan pyn in jou lewe ervaar as gevolg van hierdie kind. En ek wil vir jou net ietsie speel, net om jou so 'n idee te gee van wat dit is, wat daai pyn was, wat sy moes verduur met hierdie seun Jesus. So toe sy al daai mooi beloftes hoor, van wat hierdie seun alles gaan doen, hierdie babatjie, wat sy in die wêreld gaan moet bring, het sy nooit regtig besef, waartoe dit gaan lei. En ek probeer myself altyd inbeleef, hoe dit moes wees, die oomblik toe sy by daai kruis moes staan, en sy moes sien, wat is hulle besig om met haar kind te doen, deur wat se pyniging en foltering en lyding hy moes gaan. En is daai pyn wat ek so bietjie by wil stil staan vanoggend, want, en ek herhaal myself as ek sê dan, dis daai pyn wat niemand anders verstaan behalwe 'n ma, wanneer hierdie lewensproses met jou babatjie begin, met hierdie kind. Wanneer jy as ma weet, wat wag vir jou met hierdie baba. Wanneer jy weet, wat die lewe inhou, wat wag vir hierdie kind, soos wat hy gaan groot word. Om te sien hoe dat die proses van die lewe, wat dit aan jou kind gaan doen. En dit begin van dat jou babatjie klein is. Daai pyn wat jy moet ervaar, as hulle daai babatjie na jou toe bring, en jy sien en jy hoor, hulle sê vir jou kind is siek. Weet jy wie van julle ouers het dit al ervaar, net jy met 'n babatjie sit, dat hulle vir jou sê, jou kind het 'n kondisie, wat ons dalk nie ken nie, wat ons nie verstaan nie. Jou kind is met 'n siekte gediagnoseer, hierdie klein babatjie wat nou net in die wêreld gekom het,
en hy moet al veg vir sy lewe op 'n mediese vorm. Hy het geelsig. Daar's probleme met sy hart. Daar's iets wat nie reg ontwikkel het nie. En jy sien hoe dat hulle naalde en drips en hy kind in moet druk en jy moet hoor hoe daai klein babietjie skree van die seer en van die pyn van dit. En dan sal die pyn van net groot word. Jy weet, wanneer hy kind by die huis aankom met nerf afgevalde knie, bloedloop, fiets afgeval, van 'n kas afgespring en 'n arm gebreek. Die ma's moet met daai pyn moet hulle deel. Die ma's die een wat moet versorg. Die ma's die een wat daai babietjie moet vertroos of daai kleintjie moet vertroos. Die pyn van wanneer jy sien dat die lewe besig is om te gebeur met jou kind. Wanneer jy sien hoe dat jou kind met die issues van die lewe moet deel. Sy groot ore het of hy het sproete en sy neus is te groot en sy knie is bak en hy word gespot. En hy kom by die huis met die trane van die maatjies is lelik met my. Wanneer jou kinders begin verwerping ervaar tussen hulle vriende. Wanneer hulle eerste groot liefde in graad 1 nie ja sê vir die keis nie. Die ma moet met al daai goed met sy deel. Sy moet die een wees wat by dit staan wanneer daai kind deur daai goed gaan. Sy is die ene wat daai las dra. Dan word die kind groter en jy sien hoe dat die besluite wat jou kind neem, wat se pyn dit jou veroorsaak, wanneer jou kind nie na jou luister nie, wanneer jy jou kind waarsku, wanneer jy hulle probeer beskerm, wanneer jy hulle probeer weerhou van die slegte en van die verkeerde, en jy sien jou kind luister nie, en hulle voeter in 'n rigting in, en daar's skade, daar's seer kry, daar's verlies. Hulle kom by die huis aan, in 'n slegte toestand, jy moet deel met die oproepe, moet deel met die probleme, wanneer jou kind verslaaf raak in goeders, wanneer jou kind regtig moeilikheid kry, wanneer hy toegesluit word. En dan die pyn van wanneer hy kinders 'n ouderdom bereik waar hulle jou los. En hulle beweeg aan. En die huis raak stiller. Hy pyn wanneer jy terugverlang van toe hulle nog klein was. Toe hulle nie so baie teruggepraat het en nie so beter weer terug was nie. Toe hulle nog cute was. Hy pyn van jou kinders los jou om hulle lewens saam met iemand anders te gaan deel. En dit is 'n joy, my nie verkeerd verstaan nie. Daar's blydskap, maar daar's tog 'n innerlike pyn en seer. En dan sal daai pyn wanneer jy die grootste verlies ooit sal moet werk, en dit is wanneer jy 'n kind aan die dood moet afstaan. Ek het al baie keer vir julle die storie vertel van my ma, en my ma was 7 kinders gewees, en in die 1970 is daar 'n tragiese ongeluk gewees, en hulle 7 kinders met 'n neefie en 'n niggie in 'n bakkie, maak 'n ongeluk, 4 van die kinders sterf en die neefie en die niggie sterf in die ongeluk. Ek het baie deur die jare as ek met moeilike goed moet deel, met wanneer ek by mense moet gaan sit wat deur trauma en deur verlies gegaan het, het ek baie keer met my ouma gepraat. Ek sê, ouma, hoe het jy gekoop? Hoe het jy as 'n ma nie van jou kop afgeraak, wanneer jy by die graf van 4 van jou eie kinders staan? Hoe deel jy met daai pyn? Kom ek vanoggend gevoel het, ek wil so bietjie aan dit raak, want ons praat baie keer net so oor die joys en oor die lekker van wat dit is om ma te wees. Ons baie keer staan ons nie stil lank genoeg. En ek praat nou spesifiek met die ma's. Baie van ons staan nie lank genoeg stil om te deel met die seer en die pyn wat ons deur die jare mee moes saamdra. As gevolg van
die feit dat ons maas was nie. Julle, dat ek dit eerder sê. En ek voel die Here wil vanoggend net so 'n bietjie 'n kans gee om vir jou as ma te sê dat hy jou raak gesien. Die Here sien hy pyn. Hy sien hy trane wat jy gestort het oor jou kind. Hy sien hy slapelose nagte wat jy gehad het, soos wat jy vir hulle gebid het en vir hulle ingetree het. Hy weet daai pyn wat niemand anders verstaan, wat jy mee hier binne moes deel, het hy gesien. En ek voel vanoggend, ek wil vanoggend net die geleentheid skep vir die Heilige Gees om vanoggend so bietjie by ons ma se harte uit te kom. Die Engels praat van 'n mooi woord, hulle praat van om te acknowledge. Om vanoggend so bietjie te erken. Erkenning te gee aan hierdie seer wat ons maas gehad het vir ons onthaal, vir jou kind se onthaal. En dis nie om jou te laat jammer kry vir jouself nie. Dis nie om 'n pity party te hou nie. Maar weet jy hoeveel maas werk ons mee wat met die letsels van daai seer in hulle lewens rondloop? Wat met die seer van daai pyn van hom ma te moes wees, vandag nog hulle lewens raak. Dit het 'n effek hoe hulle besluite maak. Dit het 'n effek op ander van hulle verhoudings. En ek voel die Here wil net vanoggend kom en hy wil ons maas net so 'n bietjie bymekaar trek. En hy moet hoor hoe dit die Here vanoggend vir jou sê, ek sien jou raak, my meisiekind. My dogter, ek sien jou raak. Want daai vermoë vir jou om so lief te hê, daai liefde wat ek in jou gedeponeer het, dis hoekom jy soveel seer en soveel pyn verdra het. Maar weet dat ek het jou gedra tot hierso. Een van God se name, Hebreëse name, is El-Roi. Sê so 'n bietjie El-Roi. Die naam beteken, ek is die God wat sien. En ek wil vir jou 'n stukkie speel, net om vir jou mooi te verduidelik, spesifiek maas, dat God sien jou raak waardeur jy gaan. Hy weet wat jou pyn is, hy weet wat jou verlies is, hy weet wat jou spyte is. Want baie van ons maas loop rond met spyte van goeders wat hulle verkeerd gedoen het, van wat hulle voel hulle moes gedoen het. En baie keer het jou kinders uitgedraai op 'n manier wat jy nie gedink het hulle gaan uitdraai nie. En jy neem jouself kwaadlik vir dit. En jy moet vanoggend hoor hoe dat die Here kom en hy jou wil gesond maak, selfs van daai las. So ma, daai God sien jou raak. Het jou trane raak gesien. Het raak gesien wanneer jy tye gehad het dat jy gevoel het jy's nie goed genoeg nie. Want jou kinders waardeer nie wat jy alles vir hulle doen nie. Het jy gesien die kere wat jy as dalk as 'n enkel ma jou kinders moes grootmaak omdat 'n man jou gelos het, uitgestap het op jou. En 'n party van julle 2-3 werke moes doen net om jou gesinne bymekaar te kan hou, vir jou kinders te kon sorg. Daai God sê vanoggend vir jou, hy sien jou raak. Al daai pyn wat jy saamdra, wat ons nie ken en wat ons nie sien. En ek wil vanoggend net 'n geleentheid gee. Ek wil graag hê ons moet bid vir ons maas. Want ek kan sien terwyl 'n ou so praat, kan jy sien hoe dit die Here met van ons maas werk. En jy kan sien as seer, en jy kan sien as stikkend. En dit is nie altyd net slegte pyn gewees nie. Maar daar was slegte tye gewees. En ek glo die Here wil vanoggend net so 'n bietjie in julle harte raak. Ek glo hy wil vanoggend net so 'n bietjie genesing bring. Maar jy moet hoor dat God vir jou sê, ek sien jou raak en dis hoekom hy vanoggend hierdie geleentheid skep.